Ek wil met u 'n skrif deel in 1 Korintiërs 12de hoofstuk. Ek wil 'n bietjie met u praat oor die drie enige God en die plek wat elkeen van hulle inneem in die kinders van die Here se lewe, in die mens se lewe, of jy nou kind van die Here is of nie. Dit is baie moeilik om te aanvaar en te glo dat God almal lief het. God het die dronkaard lief, God het die towenaar lief, God het die satanis lief, God het die oreerder lief, hy het die dief lief, hy het mense lief. Daar is nie 'n kwalifisering dat as jy nou dief is, nou is jy nie meer 'n mens nie. Of as jy nou dobbel, nou is jy nie meer 'n mens nie. Of as jy steel, nou is jy nie meer 'n mens nie. God het die mens lief. Is ook maar goed. Anders weet ek nie wat so vir my geword het nie. Wat so vir my geword het. As God my nie lief gehad het nie. Ek lees 1 Korintiërs 12, iets seker die skrif hier nou al opgesoek. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer dat die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jezus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jezus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Net tot daar, prys die Here vir sy woord. Jy weet, ek het nou weer opgelet, ons sing baie van Jesus Christus. En oral waar jy sien, by kerke staan die naam Jesus. En dis reg, dis mooi, ek wil dit nie afkraak nie, of verkeerd maak nie. Maar weet jy dat, dit lyk soms vir my so, asof mense onder die indruk is, dat Jesus God die Vader vervang het. En dis nie die waarheid nie. God die Vader is nog steeds God die Vader. Hy is nog steeds dieselfde God wat hy altyd was. Hy is die skepper, hy is die maker van alles wat bestaan. En al die werkinge, soos wat die woord nou sê, hier in die 6de vers, en verskeidenheid van werkinge is tog deur dieselfde God. Al die werkinge wat daar is, of dit deur die gawes van die Heilige Gees is, of deur die bedieninge is in die liggaam van Christus, is nog steeds God, die Vader, die Skepper, wat dit doen. Dis hy, dis sy krag. Dis nie iemand anders se krag nie. Jezus sê wel, aan my is gegee, Matteus 28:18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ja, dit is vir hom gegee, om daarmee te werk, tot ons guns. Maar dit vat nie dit van God af weg, en plaas op Jezus Christus nie. En ek en u moet vanmôre in hierdie plek net weer erkenning bring aan die ewige God, die skepper van die hemel en die aarde. Want hy bly God. En alles wat gebeur op die aarde, is God wat dit doen, die Vader. Is nie 'n pastoor nie, is nie 'n leraar, of 'n dominee, of 'n reverend, of 'n priest nie. Dis God wat dit doen, deur sy Seun en deur die Heilige Gees. En jy weet, as ons daardie waarheid kan aanvaar, ek onthou op 'n tyd, het ek gaan bid, en ek was toe in verskielik vasgevang in onsekerheid. Wie aanbid ek nou? My gebed gaan oor Jesus Christus. En toe besef ek maar, ek kan nie Jesus aanbid nie. Eintlik het Jesus gekom om my die pad oop te maak om God te aanbid. So my aanbidding is eintlik nie net aan Jesus nie. Ek vereer hom, ja, en ek is dankbaar vir hom, en ek wil glad nie in sy heerlikheid afkraak vandag nie. Maar dit gaan eintlik oor God en die mens. En God het die deure oopgemaak en dinge gedoen om vir ons moontlik te maak om met hom, die almagtige God, te kan praat. Want weet jy, so baie mense, jy hoor nooit van God die Vader, bitter min wat jy koortjies sing, of liedere sing, wat die Vader vereer.
Maar daar is baie wat Jesus vereer. Dis nie verkeerd nie. Dit is goed om Jesus te vereer. Maar ons moet altyd in gedagte hou, ons verhouding gaan deur Jesus met God, die Vader. Nou sê die woord hier in die 4de tot die 6de vers, die 3 dinge wat gebeur. Dat is die Heilige Gees, die gawes, en dat is die bedieninge wat die liggaam is, wat deur die Here Jesus liggaam is, en God die Vader die werkinge. En as ons die 3 dinge nie kan onderskei nie, dan kan ons maklik die mekaar raak, want al die werkinge van kragte en van wat ook al, kom van God die Vader af. Hy het die Heilige Gees gestuur met die gawes, ja, die gawes gaan ons 'n bietjie oor praat net nou. Maar dis nie die Heilige Gees wat die krag insit daar nie, dis God die Vader wat dit in die Gees sit om vir ons te kan oordra. En as ons daardie waarheid net kan onthou, dat wanneer ons bid, aanbid ons God die Vader. Ons aanbid ook die Seun in dankbaarheid ja vir wat hy vir ons gedoen het. Hy is aanbiddingswaardig want hy het vir ons gesterwe. Hy het die duiwel oorwin en die openbaar tentoongestel en oor hom getriomfeer. Hy het opgewek deur die heerlikheid van die Vader en hy sit op 'n troon. Dat ek nou vanmôre vir u sê, ek het eendag al genoem. Voordat Jezus opgestaan het uit die graf uit, het hy nie op die troon gesit nie. God die Vader was alleenig op die troon. Maar God die Vader het sy Seun wat hy opgewek het deur die dood het, vir hom 'n troon gegee. Hebreërs 12 vers 1 sê, hy het vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die smart gedra, het hy die straf gedra. Want die vreugde wat God vir hom voorgehou het, as jy gaan doen wat ek van jou verwag om te doen, as jy getrou gaan bly, sonder om 'n fout te maak, sonder om sonde te doen, sonder om my teleur te stel, gaan ek vir jou 'n troon gee aan my regterhand. En daardie feit dat die troon aan sy regterhand is in die koninkryk van die Jodery, van die Jode, van die Ou Testament, die een wat aan die regterhand van die troon van die koning staan, is die gesagsposisie. En Jesus se troon is aan die regterhand van God die Vader se troon, is die gesagsposisie waarin Jesus sit. God het hom mag en krag gegee en gesag gegee. En in hom het ons gesag oor die duiwel. Dit is so. Ons kan dit nie misken nie, dit is so. Maar weet jy, God die Vader se troon is nog steeds dieselfde troon, dieselfde krag, dieselfde skepingskrag, dieselfde heerlikheid, is nooit verander nie. En baie keer is ons geneig om vir Jesus te vereer, en dit is reg, jy moet dit doen, maar ons moet nie nalat om God die Vader te eer en te aanbid nie. Die eerste een om te aanbid is God die Vader, die skepper. Dis die eerste een. Hy is die belangrikste een van die 3, as ek dit so kan sê. Want as dit nie vir die Vader was nie, was daar nie 'n Jesus nie. As dit nie vir die Vader was nie, was daar nie 'n Heilige Gees nie. So ons moet aanvaar, God die Vader is die oorsprong van ons lewe. Hy is die oorsprong van ons redding. Hy is die oorsprong van ons genesing en genade. Hy is die oorsprong van ons blydskap. Hy is die oorsprong van al die goeie dinge, is God die Vader. Maar weet jy nou, om terug te gaan dan nou na Jesus toe, hoekom het God die Vader vir Jesus gestuur? Hoekom het hy dit nodig gevind om Jesus te stuur? Omdat toe die Satan tot 'n val kom, in Jesegiel 28 en Jesaja 14, kan jy dit gaan lees. Toe hy tot 'n val kom, die Satan, hy was 'n gerub, sê die woord. Klein letter God, staan geskryf, jy was 'n God. Die dag dat ek jou geskaap het, was ek vervul met heerlikheid, sê in Jesaja 14. En die Lucifer was die engel, die hoogste gesag in die engelige range, wat God aangestel het om oor die mens te regeer. En was die tussenganger tussen God die Vader en die mens. En toe hy tot 'n val kom, toe verlei hy die hele mensdom, Chinees, Japanees, Portugees, Engels, wat ook al, verlei hy agter hom aan. En toe val die mense in so 'n sonde, dat God, omdat hy die mens lief het gesê, ek wil 'n pad oopmaak, sodat mense, wat deur die vyand verlei is, en deur die vyand in sonde ingelei is, en in ongeregtigheid, in slawerny ingelei is, ek wil die mens uithaal uit daai slawerny uit. Vir daai rede het hy sy seun gestuur. Gebore uit 'n maagd. Weet jy, ek praat in hierdie week met iemand, sê nee, hulle glo nie, laat nie aan bloedlynvloeke nie. Sê nee, wat nee pastoor, ons glo nie daai goed nie. Hoekom het God dan nie enig ander kind gevat nie? Hoekom is hy 'n seun gebore laat word sonder 'n vleeslike pa? Want die vleeslike pa gee die bloed. As daar nie fout was met die bloed nie, kon hy mos enige pa gevat het om 'n seun te
'n vrou te bevrug, my seun te baar, en te sê, ek gaan jou nou vat as my seun, niemand het my luister. Nee, die woord van die Here sê, die mens is gebore in sonde, nie met sonde nie, in sonde. Ons is onder daardie bedekking van die vyand gebore, onder daardie slawerny is ons gebore. Toe stuur God 'n woord. Hy vat 'n woord, hy plant 'n woord binne in Maria se skoot. Want Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En alles wat bestaan, het ontstaan deur die woord van God. En God het 'n woord gespreek, en die woord het 'n saad geword, binne in 'n moederskoot, en haar bevrug, dat sy kon swanger word, en 'n seun baar, sonder die hulp van 'n man, sonder die bloed van 'n man. Dat sy bloed kon skoon wees en rein kan wees, sodat hy sonder vlek en sonder sonde vir ons kan sterwe, vir ons sonde, vir ons ongeregtigheid. Dis waaroor Jesus gekom het, om hom alleen te vereer, is mooi om hom te vereer, maar dit is nie reg nie. Ons moet God die Vader al die tyd eerste die eer gee, want hy is die een wat die seun gestuur het, om my te kan kans gee, om deur die bloed van sy seun gereinig te word, want die woord sê, dat die bloed van Jesus Christus reinig van alle ongeregtigheid en van alle sonde. Dat ek miskien net ietsie nou vir u inbring hier. Daar's 'n ding wat baie jare lank in die kerkewêreld van die ouer Pinkstermense die gewoonte was. En ek wil vanmôre vir u sê, ek aanvaar dit nie. Om te sê, ek pleit die bloed oor my huis. Ek pleit die bloed oor my kar. Ek pleit die bloed oor die, wat kan nog pleit nie? Hierdie beeste. Die bloed van Jesus is nie beskerming vir 'n kar nie. Is nie beskerming vir 'n huis nie. Is nie beskerming vir beeste teen bek en klauseer nie. Die bloed van Jesus was spesifiek gestort, omdat dit rein was, om my te reinig van ongeregtigheid, sodat ek met God versoen kan word. Ek is versoen met hierdie groot God, die Skepper, deur die bloed van Jesus Christus. Dis waarom Jesus soveel waarde in my lewe gekry het, wat ek hom nie kan minag nie. Ek wil hom nog steeds prys, ja, ek gaan nie ophou daarmee nie, maar deur sy bloed is ek met God, die Vader, versoen. Het ek een geword met hierdie Skepper van God, wat hemel en aarde geskep het. Het is moeilik vir 'n mens om dit werklik te kan verstaan, want 'n mens kan nie die grootheid van God werklik beskryf of bedink nie. Om te dink, ek 'n gewone mens, is versoen met God, ek is een met hom. As ons daardie waarheid kan vat en kan glo, dan gaan ons meer gesag kan vat oor die werke van die vyand. Ons kan baie makliker oorwinning vat, want as ek weet, ek is versoen met God deur die bloed van Jesus Christus. Nou gaan die woord verder, en hy sê in Kolossense, hy sê dat die gemeente is die liggaam van Christus. En die liggaam van Christus in Kolossense 1:24, die liggaam van Christus, hoekom hulle dit die liggaam van Christus noem, is dat ek en u die vergelyking kan tref, ek het ook 'n liggaam. En hierdie liggaam van my het 5 sintuie. Ek kan hoor, ek kan ruik, ek kan sien, ek kan smaak en ek kan voel. 5 sintuie. Daai sintuie is nie organe nie, dis sintuie. Dis werke. Nou word die woord van God in Efesiërs 4:11 praat hy van die 5voudige bediening. Dis die 5voudige bediening en die 5voudige sintuie van die gemeente van God. Daai bedieninge is van die uiterste belang. Want vra my, ek kan nie meer ruik nie. Ek dink hulle sê as jy COVID wat dit gedoen het, ek weet nie, maar ek kan nie ruik nie, partykeer is ek bly en partykeer is ek jammer. Maar kan nie lekker ruik nie. Maar hulle kan nie my iets in my neus implant om te kan ruik nie. My ore kan ek nie goed hoor, nog geel op my gehoorstukkies, nou kan ek daarom hoor. Ek het dan vanoggend onthou om hulle op te sit. Laasweek het ek hulle nie eens opgesit nie. Maar dit is belangrik om te kan hoor, die liggaam van Christus moet hierdie 5voudige bediening moet in 'n gemeente werk. Want hy sê in Kolossense 1:24 dat hierdie 5voudige bediening, die liggaam is die gemeente. Is ons 'n gemeente? Wanneer word ons gekwalifiseer as 'n gemeente? Waar 2 of 3 in my naam vergader, daar's ek in hulle midde, daar's 'n gemeente. Nou tussen ons hier vanmôre, en ek wil so 'n bietjie met u daaroor praat, is hierdie gemeente moet, as ons moontlik is, die 5voudige bediening kan huisves. Dit behoort
hier te wees. Maar ek wil wag om te sê vanmôre dierbares, en ek wil nou een nou nie sommer net in die gesig vat nie, ek praat oor die algemeen, oor die Breë Kerk. In 'n groot mate is die Breë Kerk eintlik verlam. As een wat werk, en dit is die pastoor. Hy moet preek, as jy siek is, moet hy kom bid, as jy kwaad is, moet jy kom bid, as jy duiwel het, moet hy kom vir jou kom bevryding kom doen, as jy doodgaan, moet jy jou nog begrawe ook. En as jy gaan trou, onder Natal moet jy nog kom trou ook, Celine. Nou kyk, allemaal glimlag nog daarom, so ek is dan nog veilig, so ek is nog redelik veilig. Halleluja. Maar weet jy wat? 'n liggaam, as my liggaam, sy 5 sintuie weg is. 'n sintuig is nie 'n orgaan nie, maar my liggaam het ook organe. My hart is nie 'n sintuig nie, my hart is 'n orgaan. As ek my hart weggaan, gaan die liggaam dood. As jy my oog uithaal, boonbehalwe dat dit 'n sintuig is, gaan ek by vasloop teen 'n muur. As jy my tong uitsny en ek nie meer kan praat nie, want praat is nie 'n sintuig nie, praat is 'n orgaan, jou tong is 'n orgaan. Maar weet jy, as mens 'n lam liggaam het, ek onthou 1 jaar, dis 'n paar jaar terug, in 1990, het ons vir 'n verlamde muisie gebid, wat verlam was as gevolg van 'n vloek van 'n sangoma. En die krag van die Here het daai vloek gebreek en opgetel, en sy het geloop normaal, 100% normaal, sonder enige probleem. Maar weet jy, toe sy lam was sy niks werd nie, sy kon nie op die rekenaar werk nie, haar hande was verlam, sy kon nie verder leer nie, sy kan nie self badkamer toe gaan nie, sy kan nie self koffie maak, sy kan niks doen nie, sy moes versorg word, omdat sy nie, haar lidmate nie gewerk nie, sy was verlam. En mense, die rede waarom God die Vader sy seun gestuur het, met al die dinge wat ek nou van gepraat het, daar was 'n rede voor. Hy het hom gestuur, sodat hy die mens kon red deur sy seun, hulle uit die slawerny van die Satan kon uithaal. En hoe doen hy dit? Met daardie bedieninge wat hy gegee het, die vermoëns wat hy gee. Elkeen van ek en u het die verantwoordelikheid om iets in die liggaam te doen, om die roeping van God, waarvoor hy Jesus gestuur het, te kan vervul, om die sondaar te gaan uithaal buitekant uit die tronk uit. En nou wat ek vanmôre vir u sê, dis een van die skaarsste bedieninge in 'n gemeente, is die evangelis. Is skaars. Weet jy dat die woord van die Here sê in 1 Johannes 5, hy sê God is liefde. Hoe word sy liefde geopenbaar? Daarin dat hy die mens wil red uit die slawerny uit, dis liefde. Nou as God, en hy sê ek die Here het, as ek nie die liefde het nie, het ek nie God nie, sê die skrif. In 1 Korintiërs 13, so kyk daarna, hy sê, al kan jy die taal van engele spreek, en jy kan al die goede doen, maar jy het nie die liefde nie, jy lydende symbool. As jy die liefde het nie, is die werking van God die Vader nie in jou nie, want God is liefde. So as jy nie liefde het vir 'n sondaar nie, dan mis jy die roeping van Jesus. Dis waarvoor God hom gestuur het, om die sondaar te red. As hy dit my kan doen nie, deur wie moet hy dit dan doen? Hy moet dit doen deur die liggaam van Christus, deur die gemeente. Ek en u het 'n verantwoordelikheid om 'n sondaar, wat ons daar in die straat sien, te gaan nader en sê, my ou vriend, sê dit vir my, wat is jou naam, waar bly jy, kan ek met jou praat, is dit reg met jou, kan jy my 5 minute gee? Sy sê, ja, kan ek jou vertel van Jesus, die seun van God, hy het jou iemand gekom om jou te red van die sonde, en die mag van die Satan. Want weet jy hoeveel mense loop hierdie straat op en af in die dag? En in die winkels in die dorp. Ek het die voorreg gehad, ek en my vrou was eendag daar, by Checkers in Klipfontein, by die hypermark. En daar staan 'n vroukie, jonge mense in die 40, dink ek. Die man se naam is John Ross, ek het gedink hulle gaan vanmôre saam met ons wees, maar het nie hulle woord gehou nie, maar dis hulle probleem. Die vrou staan met 2 krikke. En ek sê vir haar, wat keer, hoe loop jy met krikke, wat is die moeilikheid? Sy sê nee, een senuwee van haar been het iets oorgekom, dat haar opereer van haar been af hier onder tot die bo gesny, om die senuwee te herstel, want haar voet het slap geword, sy kon nie haar voet optel nie. Ek sê, ek gee omgee, ek vir jou bid. Sy sê nee, ek sê, maar voordat ek vir jou bid, sê net bietjie vir my, ken jy die Here?
En ek sê, kyk so op, ek kon sommer sien, sy ken nie die Here nie. Sy wil dit nou nie sê nie, maar ek kan sommer dadelik sien, sy is seker wat sy moet sê nie. En ek en my vrou deur die genade van die Here het hulle aan Jesus voorgestel en hulle gekry om Jesus aan te neem as die saligmaker en te glo dat hy is hulle redder. Toe ek van gebid dat die Here haar been sal herstel. En ek glo, hy is herstel. Ek glo dit met my hele hart. Maar weet jy, as ek en u nie eers 'n sondaar kan lief hê soos God hom liefhet nie, dan mis God se doel met sy seun heeltemal. Die doel wat hy sy seun gestuur het en my deel van sy liggaam gemaak het, is sodat ek kan doen wat die liggaam behoort te doen om 'n sondaar lief te hê soos God hom liefhet. En om te kan aanspreek en sê my ou broer of my suster of my vriend, kan ek met jou praat? Ken jy die Here? Dien jy die Here? Het jy Jesus aangeneem as saligmaker? Is jy wedergebore? Net daai die goed te vra. Hy gaan dalk vir jou sê, ja, dalk lieg hy vir jou. Dit is sy skuld. Dit is nie jou probleem nie. As hy vir jou lieg, is sy saak. Maar as ons dit nie kan doen nie, dan leef ons nie die doel van Jesus se koms uit nie. Dan mis ons die hele bedoeling van die koms van die seun van die mens. Jy sê vir my pastoor, nou maak jy dan my pad bietjie nou. Dis waar, smal is die weg. Nou is die poort. Ek gaan net vir jou breër maak en sê, nou maar, ek sal maar die sondaar gaan roep. Sê jy maar, drink jy maar 'n bietjie koffie so lank en drink maar 'n bietjie wyn tussenin. Nee, daar's 'n verantwoordelikheid op elke een wat sê, ek is 'n kind van God. As ek vir jou vra, as jy 'n kind van God, en jy sê vir my ja, sê ek het verantwoordelikheid. You have a responsibility as a child of God. We cannot just sit in the church, smiling at each other and say, God bless you. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God die Vader. Anders het hy sy seun verniet gestuur. Ek wil wag om te sê, as elke man en vrou in die kerke wêreld vandag net een siel vir die Here kan wen, is daar nie meer plek in die kerke volgende maand nie. Dan moet almal nuwe kerke bou. Prys die Here, ons is hier 'n groter saal. Hier's nog baie plek, ons nog kan baie mense inbring. Maar mense, ek praat met u vanmôre. U sê my pastoor, is jy kwaad? Nee, ek is nie kwaad nie. Ek verstaan net die erns van die saak. Ons kan nie net Sondag môre kerk toe gaan en Maandag as jy gaan nie. Jy's verdwyn soos mis voor die son. Sondag môre kom jy so, jy vlieg nog die slaap so uit die oë by die kerk aan. Daar het my tyd. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Ons as gemeentelede wat deel is van die liggaam van Christus, ons moet iets doen, anders is ons verlam. En wie wat doen? God die Vader nog verder. Hy maak nie ons net alleen deel van sy liggaam van sy seun, wat die evangelie moet verkondig met die 5 sintuie nie, en met die bedieninge. 1 Korintiërs 12:28 gee 'n paar ander bedieninge by, wat hier Efesiërs 4:11 genoem is nie. Maar hy stort ook die Heilige Gees oor ons uit. Hoekom stort God die Heilige Gees uit? Sodat ons sê ek is Pentecostal. Of ek is Charismatics. Ek is anders as die NG Kerk, ons praat in tale. Ons praat in tale. Halleluja, as jy in tale praat, ek is bly, ek praat ook in tale. Maar daar's 'n rede voor hoekom God ons doop met die Heilige Gees. Dis 'n verantwoordelikheid as jy gedoop is met die Heilige Gees. Is om daardie werk van die liggaam te kan help om dit gedoen te kan kry. Hy gee krag, nie om te sê, ek het die krag van die Here, halleluja. Ek is 'n pastoor, glory, halleluja. Ek het my das met my baadjie vasmaak en ek dink ek netjies 'n lykie weer. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. God doop met die Heilige Gees sodat ons krag kan hê om daardie bedieninge uit te kan lewe. Sodat God 'n sondaar kan bereik deur ons, deur my en deur u. Die gemeente Sondagoggenddienste is pragtig. Ek geniet dit vreeslik. Anders sou ek op my ouderdom nie weer die gemeente begin het nie, hoor. Verseker nie. Want dit is lekker vir my om met u saam te wees. Saam, daardie diens is daar 'n koffietjie en 'n koekie en ietsie om te eet. Dis lekker. Dis lekker, die gemeenskap met die Heilige is lekker. Dis mooi en dit moet so bly. Dit moet eintlik beter word. Meer koek bring. Nie regtig nie. Maar daar's 'n verantwoordelikheid. God stuur sy seun omdat hy die mens wil red. En toe sê, om daai mense wat ek wil stuur, wat my liggaam van my seun is, om hulle die vermoë te gee om dit te kan doen, stuur ek vir hulle die Heilige Gees met gawes. Nie om te spog en sê, ek het die gawe van profesie. I'm a prophet. Nee. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek moet daai gawes kan gebruik om die liggaam van Christus se werk te kan doen. As ek die gawes nie gaan gebruik om die liggaam se werk te doen nie, het God jou verniet gedoop in die Heilige Gees.
is goed as jy in tale praat en ek is saam met jou dankbaar. Maar broer, die oomblik as jy in tale praat, sê vir my, you've got a responsibility. Jy het 'n verantwoordelikheid. In die liggaam van Christus het God vir die krag gegee. Jy gaan geen verskoning hê eendag sê, ja Here, maar u ken my. Ek is maar 'n skaam, ek is maar 'n skaam mens. Pastoor, ek is maar eintlik maar meer 'n introvert. Dan sê ek, shame, kry jou jammer introvert. Is dit nie verskriklik om introvert te wees? Ek kan nie met mense praat nie. Toe sê die Here, ek kan sien, jy kan nie met mense praat nie. Toe doop ek jou met die Heilige Gees, om jy die vermoë te gee, om te kan praat. Jy kan profeteer. Jy kan in tale praat, jy kan die tale uitleg opbring as jy nie skaam is om te praat nie. Die God val hy skaamheid weg, die gawes van die Heilige Gees. En wie wat? Hy gee jou gawe van kennis. Nou min van ons gebruik daai gawe van kennis. Hoeveel van ons weet regtig veel van die Here af? Terwyl hy deur die Heilige Gees ons daai gawe gee om te kan ken. Dat die Heilige Gees gawe van kennis vir ons die plan van God kan oopmaak. Dat die gawe van kennis vir ons die woord kan oopmaak om te verstaan en te kan sien waar pas ek in? Wat se verantwoordelikheid het ek? Wat is my bediening? Wat verwag God van my? Die kennis van die waarheid. Mense, ek klink nou vanmôre 'n bietjie kwaai, maar ek is eintlik 'n bietjie kwaai. Die Here het my aangespreek, hoor. Ek wil net lekker kerk hou. Ek altyd al die jare. As die Heilige Gees sal dat. Mense het lekker hande geklap, want iemand in tale gepraat sê, is 'n lekker diens gewees. Lekker diens gewees. Prys die Here. Goeie diens vanmôre gewees. Maar as jy daar by die kerk uitstap, dan jy mooi diens en als weg. Ek kyk my vanmôre ernstig aan en ek verstaan dit. Want ek trap ek op die tone vanmôre. Maar ek moet so hier en daar erken, ek trap op my eie toon ook raak, hoor. Want ek doen ook nie altyd wat ek behoort te doen nie. Net soos die meeste van ons nie doen wat ons behoort te doen nie. Die Here het nie ons gedoop met die Heilige Gees. Dat ek sê, halleluja. Ek is daai dag so laat in die oggend ek gedoop met die Heilige Gees. Klaar, nooit weer nie. Watter gawes werk deur jou? Nee, pastoor, nee, ek weet nie watter gawes werk deur my nie. Jy het nog nooit eers probeer uitvind watter gawe werk deur jou nie. Ek praat vanmôre met die mense wat gedoop is in die Heilige Gees, wat hier sit en vir my kan hoor. En miskien op die televisie, miskien wat my gaan sien op Facebook. As jy so praat op die Facebook, dan sit hulle hom dadelik af. Switch af, die ou maak die pad te smal vir ons, maak die pad te nou. Ek kan maar afskakel, as jy wil afskakel, is reg. Ek doen dit my beste. Maar indien jy nie afskakel nie, wil ek vir u sê wat op die internetkanale kyk, op die Facebook, op die YouTube, waar ook opkom. Ek wil vandag vir u sê, ons as kinders van die Here het 'n verantwoordelikheid teenoor God die Vader. Hy het sy seun gestuur om die mensdom te red van die sonde en van die hel. Dit gaan nie oor die hel net nie, hoor, oor die hemel en die hel nie. Dit gaan oor 'n oorwinningslewe hier, oor die werke van die duiwel, om ons uit te haal uit daai slawerny. Toe stuur hy sy seun om in ons plek te sterwe, dat ons kan lewe. En te sê, nog om beter te doen, ek gaan hierdie mense nog aandoen 'n nuwe krag, wat groter is as die krag van die duiwel. Hulle kan seëvier in die volheid van die krag van die Seun en van die Heilige Gees. En nou kom ons eendag by die Here sê, die Here, wat is jou naam? Jan Engelbreg. Jou naam is hier so. Sê jy, jou naam? Wat is jou ID-nommer? Net om seker te maak die regte een. Die Here Jesus sê, en daardie dag sal die mense met my sê, Here, in u naam het ons duiwels uitgedryf. Ons het siekes gesond gemaak. En die Here sê, ek ken jou nie waar jy vandaan is nie. How can it be? Hoe kan dit wees? Weet jy wie ken God? Hy ken die liggaam van sy seun Jesus Christus. Hoe ken hy die liggaam van Jesus Christus? Wanneer hy sien, die liggaam lewe en hy werk. Ek sit gister my telefoon en kyk. En daar is 'n lijk in 'n kus, wat so wat lap toe gegooi. En daar is nou 'n begrafnis, daar's 2 mense langs die kus daar. Maar daar's nou 'n trap wat hulle gestel het. Skielik gee hy lijk so skop, sien spring hy mense op. Dan gaan sit weer kyk, hy lyk mooi so. Toe hulle weer sien, toe staan hy reg op, hy sit reg op in die kus. Toe hardloop hulle weg.
Ek dink Bidbank hardloop weg as die kerk lewendig word. Want wat so in die lijkhuis lê, so in die kus toegemaak met 'n mooi lap en sê, prys die Here my broer. Gelukkig jy betaal goeie tiende, that's good enough for me. As jy net jou tiende betaal is als reg, is mooi. Jy kan maar 'n bietjie daar wild gaan, hopeloos wees, maar betaal net jou tiende my broer. Maar ek sê nie jou tiende nie. Ek kry nie 'n salaris by die gemeente nie. So as jy nie wil tiende gee nie, is jou saak. As jy wil gee, is jou saak. God gaan jou seën daarvoor. Maar as jy dit nie wil gee nie, niemand gaan vir jou kwaad wees nie. Een ding moet jy weet, as jy gewillig is om by te dra, om die werk van God te dra, sal God jou eer daarvoor. Dit kan ek vir jou sê vanmôre. Ek is nie 'n geldprediker nie, ek soek ook nie geld nie, want ek kry nie 'n salaris nie. Maar ek prys die Here. Ek het 'n werk om te doen en u het net so groot verantwoordelikheid soos ek. Want ek het die bediening, ek weet nie meer nie. Ek het altyd gedink ek is evangelis. Ek het tentveld tog te gehou daar die BCB by die kragstasie in die myne en in die dorp in Middelburg waar die gemeente was. Toe vind ek uit, ek is 'n leraar. Ek leer mense iets in die woord van die Here uit. Nou dink ek nodig, is ek dalk 'n apostel nie, want ek het 2 keer in Middelburg gemeente begin. Ek begin met die 3de keer in Bidbank gemeente. 'n Apostel is die ou wat gemeentes plant, gemeentes maak, opbou. So ek sê ek 'n apostel. Wat dan nog? Halleluja. Herder. Ja, ek doen huisbesoek. Ek besoek die gemeente. Ek het die 5voudige bediening, want daar is niemand anders wat dit kan doen nie. Ja, ek het nog die gemeente nooit so stil gehoor soos nou die my vrou. Joe, halleluja. Elkeen van ons moet iets doen as jy die liggaam van Christus is. Gedoop met die Heilige Gees om daai liggaam lewendig te maak en jou die goddelike, bonatuurlike vermoëns te gee om te kan profeteer, goed in die toekoms te kan sien en bekend te kan maak. Gesag te gee. Matteus 17:20. Hy sê geloof is soos 'n mosterdsaad. Sê vir hierdie berg sê werp jouself in die see. As jy glo wat jy sê, sal gebeur net wat jy sê. Mamma, ek wil vir u sê vanmôre, as 'n krag wat God aan ons gegee het, as ons dit net kan begin gebruik, as ons net kan wakker word en sê Here, gebruik my. Hier is ek. Here, gebruik my. Doen net 'n bietjie. Sal jy dit vanmôre doen, net daar waar jy sit. Maak dat jy oë toe. Jy moet nie my kyk nie, want as jy my raak sien, word jy bang. Maak jou oë toe en sê Here, gebruik my asseblief. Here, gebruik my. Vra dit vir die Here. Ek wil u hoor, hoe vra jy? Sê Here, ek vra u, gebruik my. U het my die krag gegee. U het my deel van die liggaam van Jesus gemaak. U het my die Heilige Gees krag gegee. Gebruik my. Ek wil opstaan. Ek wil die Here dien. Ek wil werk. Ek wil God se werk doen. Ek wil 'n evangelisasie werk doen. Ek wil 'n siel vir die Here wen. Halleluja. Is u reg? Ek het ons se naam as u gepraat. Ek kon nie weer na hierdie kerk toe nie, pastoor. Forget it. Ek soek 'n kerk wat op my sê jy's alright. Ons weet van jou foutjies, maar wat, dit moet nie nou praat nie. Soek nie foute nie. God soek iets by jou. Wie van ons is regtig bereid om te kan sê, Here, gebruik my. Ek wil gebruik word. Ek wil gebruik word in die roeping wat God uitgeroep het. Sê ek het die mensdom lief. Ek kan nie sê God kry hulle jammer nie, maar ek dink so. Liefde bring baie keer jammerdheid. As jou kind seer kry en jy het lief vir jou kind, voel jy jammer vir hom of vir haar. God kyk na die mensdom en hy sê, kyk die mense. Hoe is hulle verlei deur die Satan? Hy het hulle mislei in afgodediens in. Ek wil iets doen om hulle te red uit daai mag uit. Ek gaan my seun stuur om in hulle plek te sterwe, sodat elkeen wat hom aanneem, gered kan word en verlos kan word van hierdie duiwel. En deel kan word van sy liggaam. En as hy deel van sy liggaam is, ek wil hom doop met die Heilige Gees en met vuur, met 'n krag, met vermoëns om te kan werk. Ek wil dit graag doen omdat ek mense liefhet. Daar's soveel duisende sondaars wat nog nooit die evangelie van Jesus gehoor het nie en ons ou lekker kerk. Volgende Sondag, as die Here ons spaar, gaan ek vir 'n groot lys uittik op die rekenaar en print. En jy moet jou naam bo aanskryf met jou ID-nommer dat ek weet dis jy. En dan gaan ek vir verskillende werke gee wat aan die gemeente is om te doen. Daar's baie werk.
In die dorp van Witbank is baie werk hoor. Candy, if you join this congregation, you got a job to do. Let me tell you something. Donnie, is werk om te doen, ou broer. Is baie werk om te doen. Dat en sy vrou se been, sy moet werk mee. En dan gaan hy vormpie tik. En dan gaan dit jou invul. Dan gaan daar 30 plekke wees waar jy kan kies waar jy wil werk. Hierdie koekies na diens is pragtig, dis 'n deel van 'n werk hoor. Ek weet dis 'n deel, my vrou het gestaan 'n bietjie gewerk aan daai koekies van hulle. My dogter Jack het die ander gewerk om te maak. Ek weet dis 'n werk. En ek moet alleen sit, my vrou werk in die kombuis. Dis 'n werk. Dis 'n kleinerige ou werkie, maar dis 'n werkie. Maar jy gaan nie 'n siel red met daai koekies nie. Jy gaan nie 'n siel red met daai koppie koffie nie. Of met daai bottel Coke nie. Hulle wil die evangelie van Jesus hoor. Ja, pastoor, maar ek is nou nie eintlik, ek ken nie regtig die Bybel nie. Dis jou probleem. Ken nie die woord nie. Weet nie om 'n siel na die Here toe te lei nie. Ek het 'n boekie geskryf, hy lê daar agter. Ons het vir hulle gratis uitgegee wat jy by die mense kan gee. Nou, ek het nog vanmôre weer gebring, pateet of profeet, profeet of pateet, om jou te leer bid. Ander boekie, die krag van God wat in die kerk behoort te werk. En jy kan weet wat is dit wat God vir ons gegee het. Dat is ek skryf dit nie omdat dit my lekker. Dit is 'n goeie werk om 'n boek te tik op 'n rekenaar vir ek wat kan tik. Elke derde woord moet ek so backspace om eers die spelling reg te maak. Dan my rekenaar is nog Engels ook. As ek sit dat ons, dan word dit DA spasie T ons. Die T en die ons aan een. Ek moet elke lintjie wat ek sê dat ons moet ek terug gaan eers daai spasie wegvat en weer spring en weer 'n spasie maak. Dit is groot werk. Vat my ure. Daar seker maande se werk in een boekie in. Dan vat die mense die boekie en sê ek weet ek het nie nou lus, ek sal later as ons gaan visvang my vrou. Dan jy vat die boekie saam, ons gaan visvang. Dan het ons tyd om te lees. Ons viswater. My pa het eendag ons gevat daar in Loetrie-Gaard. En ons seuns wil ook gaan visvang. Hy sê kom ek gaan by julle. Hoe lyk 'n man se plek wat visvang. En ry toe nogal toevallig dan by oor die moeder se suster se huis. Hulle was wynmanne. Die meeste vissermanne is wynmanne. Ja, maar nie. As mooi kinders van hier wat visvang, dan sê hulle geniet dit. Ek is bly jy geniet. Sorg net jy Sondag terug is vir die kerk. En hy vat dan die huis toe. Die gras staan so hoog. Die ou te Werkswinkel, hy maak karre reg. Daai paadjie wat die karre ry, die spore is op die grond, maar die gras wat onder die karre so aansleep, is vars van die olie, soos die karre in en uitry daar. En die pa sê, sien, so lyk 'n man se huis wat visvang. Ek het nog nooit in my lewe 'n vis gevang nie. Maar ek het geskrik vir my pa toe my by sy lyk, daai ou sê hy tog ek moet nie so lyk nie. Maar as jy 'n visserman is, geniet dit. Sorg net dat jy Sondag terug is by die kerk. En jou gras is nou by die huis. Halleluja. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, ek kan maar vir my kwaad word dat jy voel jou ore pyn. Maar hierdie is vanmôre 'n wake-up call. Is 'n oproep na lewe. Ek is ernstig met dit. Ek bedoel dit. Ek het daaroor gebid. Ek het daaroor ure gebid voor dit aan u gebring het, want ek is versigtig om dit te doen, want ek wil nie hê ons is nog min. Ons het nog maar 3 maande ou gemeente. Ek wil nie hê nou nog 2, 3, 4 ouens weer loop nie. Ek wil hê jy moet bly. Maar mense, dan moet jy maar liewer te loop as wat ek gaan stil bly en ons bly ongehoorsaam aan die woord van die Here. Kom ons word net bietjie lewendig in die krag van die Here. Dat iets gebeure. Witbank het jou nodig, hoor. Witbank in Middelburg. Julle moet luister in Middelburg. Robertsdal, luister. Het julle nodig. Die sondaar sal nie self tot bekering kom sommer so eendag in die straat loop besluit, ek gaan nou die Here dien nie. Won't happen. Slag gepreek. Amen. Halleluja. Maar kan ek u vra, wie van u, wat hier sit en my gehoor het, is gewillig om aan te meld vir diens in die koninkryk van die Here? Daar is 1, dis 2 hande, daar gaan 'n paar hande op. Prys die Here. Volgende week gaan ek vir jou vraelysie invul en sê, wat wil jy doen in die werk van die Here?
om die werk van God te dra. Miskien kan almal nie die evangelis werk doen nie. Dis ook om daar verskillende bedieninge is. Jy kan miskien iemand lering gee. Jy het dalk iemand wat goeie skrywer is. Miskien kan ek vir jou 'n bietjie goedjies data gee om in te sit. Dan kan jy vir 'n mooi boek skryf en druk hom op die tafel neer dat mense kan lees. Miskien kan jy koek bak. Al die vrouens behoort koek te kan bak. As jy nie kan koek bak nie, sit dan al iets verkeerd met jou. Dan kry ek jou jammer met jou broer dat jy 'n vrou getrou het en jy kan koek bak nie. Wie kan nie koek bak nie? Julle lieg jy in die aangesig van die Here. Halleluja. Sê dit bietjie vir my, kan ek maar so 'n lysie bring volgende week? Gaan jy wees? As jy bereid is om in te val en sê, pastoor, ek meld aan vir diens, ek sal hierdie werk doen, daai. En dan gaan ek jou dophou en ek gaan volgende week vir jou weer vra, het jy daai werk nou gedoen? As jy hulpmiddels nodig het, sê vir my, pastoor, ek wil dit doen, maar ek het hulp nodig. Wil jy net my iets skryf wat ek kan gebruik nie? Of leer my, bied 'n leerling aan. Ek het die gebedskool aangebied in 'n bidbank by 'n kerk. Hulle was 7 mense by 'n biduur. 7, groot in die gebou. Toe vra ek of ek hulle kan leer om te bid. Toe die eerste aankom, toe is ons 40. Die mense wil graag weet hoe om te bid. Baie mense weet nie hoe om te bid nie. Ek verstaan dit, want niemand leer hulle nie. Maar ek het nie die fasiliteit op die oomblik om dit te doen nie. Tensy jy 'n Sondagoggend vat of 2 Sondagoggende 'n gebedskool maak. Vir 2 of 3 Sondae, net 'n gebedskool. Daar op die skerm vir u aanbieding te gee. Wat sê jy, moet ek dit doen? Waar is die manne wat die reggenskap in die gemeente het? As dit een wat sê ja, die ander sê nee. Ek kan vir jou 'n woordskool aanbied oor geestelike oorlogvoering. Wat se gesag het jy? Wat se krag het jy? Hoe kan jy die vyand oorwin? Hoe kan jy maak dat die Satan jou nie oorwin nie? Om jou te leer, as jy nie weet nie, hoe kan jy dit doen as jy nie weet nie? So ek neem die wat nie werk nie, ek neem die dalk nie so kwaadlik nie, want jy weet nie hoe om dit te doen nie. Maar as jy jouself nie kan begin leer en opvoed nie, ek sou help. Sal help. Jy help om te evangelisasie werk te doen. Hoe om te evangeliseer? Hoe wen jy 'n siel vir die Here? Wat moet jy maak? Ek sê jy leer. Maar dan moet jy net gewillig wees om te leer. En jy moet nie kwaad word as ek jou raak en jy tussen die oorland met iets nie. Ja, ek dink as hy koffie nou reg is, dit gaan ons help om 'n bietjie kalm te word nou, nee. Ek wil net seker maak as ek uitloop, ek nie iemand nie by die kant vir my wag nie. Halleluja. Baie dankie. Kom ek vir u bid, dat die Here u gaan aanraak. As jy ingesluit word in die gebed, sal u saam met my staan asseblief tog. Ewige Vader, Seun van God Jesus Christus, wonderbare Heilige Gees van God. Ek het vanmôre so reguit as wat ek dit kon doen, met u kinders gepraat. Omdat u dit op my hart gelê het om dit te doen. En ek bid u vanmôre, Vader, deur Jesus u Seun, dat daar in elkeen wat vanmôre die woord gehoor het, lewe kan kom, 'n ontwaking kan kom en kan sê, ek is deel van die liggaam van Jesus, die Seun van God. Ek moet 'n lewende orgaan word, anders gaan die liggaam skade ly. Ek wil deel wees van die 5 sintuie, die 5voudige bediening. Maar Here, help my, leer my, help my om dit te kan doen. Dat hierdie gemeente in Bidbank, ek wil nie die grootste gemeente hê nie, met die mooiste gebou, met die blinkvensters en die goue patrone op die diere en mure van geverf nie. Maar soek 'n gemeente, Here, wat my voor geroep het, wat effektief kan werk, wat funksioneel is, wat 'n sondaar na kan wen na die Here toe, wat vir 'n sieke kan bid met die krag van die Heilige Gees, wat 'n Satan kan bestraf met die vuur van die krag van die bloed van Jesus Christus. O Baba, te benangaya. Here, ek bid vanmôre vir hulle wat saam met my staan.
en vir myself ook, Here, dat ek daarby ingesluit word, om saam 'n lewende organe te word, 'n deel van die liggaam van Jesus te word, 'n vurige liggaam van Jesus, met die krag van die Gees, die krag van die waarheid, die krag van die heiligheid van die woord, dat U daarin vereer kan word. En ek vra deur Jesus U seën, en ek dank U daarvoor, Here. Amen. Amen. Amen.